van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van my broer Timoteus. Aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde en van al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toenemend kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Byna die helfte van gesinne in Suid-Afrika het nie meer paas nie, het nie meer 'n vaderfiguur nie. En baie daarvan het te maak met die sosio-ekonomiese omstandighede waarin ons leef. Paas wat in die tronk opeindig as gevolg van misdaad, paas wat verkeerd optree teenoor hulle gesinne en gewelddadig is, en dan op die ou end vanuit die gesin weggeneem word vir hulle eie veiligheid. Somtyds is paas nog deel van die huis, maar dit is eintlik beter as hulle nie daar is nie, want hulle optrede getuig nie van wat dit beteken om werklik 'n pa te wees, want om 'n pa te wees is nie net iets wat biologies gebeur nie. Om 'n pa te wees en om 'n vader te wees, vra veel meer as net om 'n kind te verwek. En al weet ons dat daar baie gesinne is wie se ouers nie meer by mekaar is nie, wat nie meer 'n pa in die huis het nie, is daar ook baie gesinne wat nog 'n vader in die huis het. Pa en 'n ma wat die Here dien, al skiet hulle somtyds tekort, al maak hulle somtyds foute in hulle diens aan God en hulle afhanklikheid van God, vertrou hulle die Here dat hy nooit die gesin sal faal nie. Hoe wonderlik is dit nie om 'n deursigtige pa te hê nie. En as ek nou sê 'n deursigtige pa, dan is dit nou nie soos ons as kinders gesê het, is jou pa 'n glasmaker nie, want baie keer staan mense voor jou en jy kan nie sien aan die ander kant hulle of sien wat hulle meedoenig is aan die ander kant die pa nie. Maar om 'n deursigtige pa te hê is om 'n pa te sien in wie se hart die beste vir sy gesin weggebêre is. 'n Pa te sien wie se motiewe mooi en goed is. 'n Pa te sien in wie God lewe. En as ek sê hy moet deursigtig wees, dan is dit nie net om vir Christus in jou pa en jou vader te kan sien nie, maar om ook te kan sien
dat God agter jou pa staan. Vir daardie kere wat jou pa dalk nou nie met wysheid optree nie, nie die regte ding doen nie, dat jy vir God agter jou pa sal sien, en dat jy dankbaar sal wees vir so 'n pa. Paulus skrywe aan die gemeente in Kolosse, hy skryf hierdie brief, en daar's 3 goed wat hy hier noem. Hy sê, ek het gehoor van julle. Wat 'n voorreg dat Paulus, wat soveel honderde kilometer weg van Kolosse is, hoor van die geloof van die mense in Kolosse, in daardie gemeente. 'n Gemeente wat hy gestig het. Ek het gehoor van julle. Hoe wonderlik is dit nie wanneer ons teenoor die wêreld kan vertel van die wonderlike pa wat ons het nie. Of meer is dit, van die wonderlike Vader wat in die hemel woon, en van ons Verlosser Jesus Christus, wat ons van sonde vrygemaak het nie. Hoe wonderlik as mense op die wêreld, in die wêreld gaan vertel, ek het gehoor van Lorraine gemeente. Tweede ding wat Paulus sê, ek sien Jesus Christus in julle. In hoe hulle optree, in die feit dat hulle geloof groei, in die feit dat hulle geloof uitleef, sien Paulus, hoor hy van hulle, sien hulle Christus in hierdie gemeente raak. Ek het al met paas te doen gekry, in wie 'n mens deur Jesus kan sien. In sy liefde, in sy omgee, in sy genade, in sy geduld. En omdat Paulus sê, ek hoor dat julle as gemeente die Here dien, en ek sien, of ek hoor dat mense die Here Jesus in julle kan sien, sê hy, ek dank God die Vader vir julle. Hoeveel moet ons nie meer vir God dankie sê, as ons 'n pa en 'n vader gehad het, of nog het, wat die Here dien, en in wie Jesus gesien kan word. Paulus sien hoe lief hulle mekaar het, omdat die Heilige Gees die liefde in hulle opwek. Het is nie maar toevallig dat 'n vader wat die Here dien, in die wêreld uitstaan, en anders leef as die wêreld nie. Dis omdat die Gees van God in hom is. Dis omdat die Gees van God in Kolosse was, in daai gemeente was, dat hulle geleef het soos wat hulle geleef het, mekaar lief gehad het. Hulle geloof in Christus was die anker en die fundament van hulle bestaan. Maar meer as dit, hulle het 'n hoop in hulle gehad. Nie net vir die lewe waarin hulle op daardie oomblik bevind het nie, maar Paulus sê, julle reken al reeds op die hemel wat vir julle wag. Julle oë is al reeds gefestig op julle Vader en op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hoe wonderlik is dit nie as ons dit ook kan sê van 'n pa wat sy gesin in liefde dien nie. Wat doen 'n goeie pa? 'n Goeie pa leer vir sy kind hoe om te leef. Nie omdat hy beter is as sy kind nie, want almal van ons is sondaars, almal van ons het foute. Maar sover as wat dit binne sy vermoë is, sover as wat hy in afhanklikheid aan die Here leef, deur die Gees leef, stel hy die regte voorbeeld aan sy kinders. Lewe Jesus se voorbeeld teenoor jou kinders. Goeie pa is iemand wat sy tekortkomings besef, want hy het selfinsig, maar wat ook sy tekortkomings voor die Here neerlê. As ons nie eerlik is voor God met wie en wat ons is nie, kan die Here ons nie verander nie. Want jy moet selfinsig hê, jy moet bely as jy verkeerd is, jy moet belydenis doen as jy agterkom, maar hier is iets in my lewe wat nie in die wil van God is nie. Dan moet jy op jou knieë voor God gaan staan en jy moet bely
En jy moet God vertrou en vra vir hulp en vir bystand en die vermoë om jou kinders die regte dinge te leer. Maar ons dink baie keer, ek kan nie my skandes en my sonde voor God erken nie. Ons is skaam daaroor. En ja, dit is so. As almal in die wêreld moet weet wie en wat ons is, sal hulle dalk geskok wees. Maar die Here weet wie hy is. Hy weet wat in jou hart leef. Hy weet wat in jou gedagtes leef. So jy gaan hom nie skok deur dit in die openbaar, nie in die openbaar in 'n erediens nie, maar in jou gebedskamer, in jou binnekamer, om dit voor hom te bely nie, om dit selfs hardop vir hom te sê nie. God het waardering vir mense wat eerlik is met hom. Wat 'n kosbare geskenk is 'n pa en 'n vader wat eerlik met homself, in die eerste plek eerlik met God, eerlik met homself en eerlik met sy gesin kan wees nie. Waarvoor bid Paulus vir hierdie mense wanneer hy praat oor die gemeente daar in Kolosse? Hy sê, ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil. As daar ooit 'n tyd was, dan is dit nou, dat ons kinders gevul sal wees met die kennis van God se wil. En dis nie iets wat jy maar toevallig ontdek nie. Dis iets wat jy intentioneel gaan soek. Jy gaan soek dit in God se woord. Jy gaan soek dit in die voorbeeld van mense wat rondom jou is, wat die Here volg. En dan stap jy saam met hulle die pad van die geloof. En hier gaan dit nie net oor kennis nie. Ek kan baie dinge weet, kan baie dinge ken, maar dit gaan ook oor insig, om te weet wat is die beste vir 'n gegewe situasie. Ons het almal verhale van hoe ons vaders vir ons kennis oorgedra het. Hoe om 'n plug te vervang wat nie meer werk nie, of 'n kragprop, of hoe om 'n wiel om te ry op 'n motor. Hulle gee vir ons fisiese vaardighede vir hierdie lewe, maar daar is ook vaders wat vir ons wysheid en insig leer. Daar's vaders wat vir hulle kinders niks leer nie. Vir een omdat hulle nie daar is nie, maar vir twee omdat hulle nie genoeg omgee en hulle kinders nie genoeg liefhet nie. So hulle stuur hulle maar in die wêreld in en hoop hulle sal okay wees. Wysheid en insig is iets wat nie maar net toevallig kom nie. Dis iets wat jy van die Here af bid en wat jy dan teenoor jou gesin, teenoor jou kinders leef. Deel jou kennis met jou kinders. Deel dit met jou kinders. Want jy het jou kop gestamp toe jy sekere keuses gemaak het, toe jy sekere dinge gedoen het. En dis nie nodig dat jou kinders dieselfde foute maak nie. Leer dit vir hulle, dat hulle nie ook hulle kop stamp nie. Daar kom wel tye wat kinders hulle eie besluite maak. Daar kom 'n tyd in hulle lewe dat hulle eie besluite maak. En as hulle dan dieselfde foute maak as wat jy gedoen het, dan moet hulle weer daaruit leer. Maar as jy vir hulle leer hoe jou lewe gekom het tot waar jy is, dan gee dit vir hulle 'n voorsprong. Maar wees ook vir hulle 'n voorbeeld. En dis een van die dinge wat vir my die meeste ontstel. Is dat, nou ja, mense sê nou, ek's die ou dominee, maar ek het in 'n tyd in die kerk groot geword, waar ma en pa en hulle kinders op 'n Sondag in die kerk gesit het. Deesdae het ons nie net afwesige ouers as dit kom in die gesin nie. Ons het ook baie afwesige ouers as dit kom by die kerk.
En 'n afwesige ouer, as dit kom by geloofsake, beteken uiteindelik 'n afwesige kind. Ons kyk maar net na die voorbeeld van Europa. In Europa is daar al 3de en 4de geslag nie Christene nie. Want die kerke het leeggeloop. Ouers het van die Here af weggestap, veral na die Tweede Wêreldoorlog, hulle was ontnigter en hulle het die verskrikking van die oorlog beleef en hulle het as ware gesê, maar hoekom het God dit nie gekeer nie? Hoekom het God ons nie beskerm nie? So hulle het hulle geloof prysgegee. En uiteindelik het die kinders ook nie meer in die kerk gekom nie en het hulle heeltemal van God af weggestap. Paas, julle moet vir julle kinders bid. Bid dat hulle kennis en insig sal kry. Dat hulle die volle kennis van God se wil sal ontvang. Die tweede ding waarvoor julle moet bid as paas en as ouers. Vra dat jou kinders 'n lewe sal lei wat God tevrede stel. Nou as jy dit bid vir jou kinders, dan moet dit impliseer dit dat jy self in die eerste plek 'n lewe leef waarmee God tevrede is. Die verhaaltjie word vertel van die pa en die seun. Die pa wat gereeld na die naaste drinkplek toe gegaan het en dan het hy so 'n paar biere gaan drink. En terwyl hy een aand daar in die kroeg staan, toe trek iemand aan sy baadjie en hy kon eers nie verstaan wie trek nou aan sy baadjie nie, en toe hy afkyk, toe staan sy seentjie daar. En hy vra toe vir sy seun, my kind, hoe het jy hier gekom? En sy seun sê vir hom, ek het pappa se voetspore in die sneeu gevolg. As jy 'n lewe leef waarmee God tevrede is, dan stel jy 'n voorbeeld wat jou kinders kan volg. Laaste plek. Julle moet vir julle kinders 'n lewe wys waarin geloof sin maak en dat geloof in die wêreld belangrik is. Wat het jy by jou pa geleer? Gaan dink 'n bietjie vandag. Wat het jy by jou pa geleer? Want dit wat jy by jou pa geleer het jy waarskynlik in jou lewe toegepas en het jy waarskynlik aan jou kinders oorgedra. God leer vir ons oor die nuwe lewe. Die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het. Ons aardse paas kan vir ons leer van hoe om 'n skroewedraaier te gebruik, hoe om 'n hamer te gebruik, hoe om al hierdie praktiese goed te doen. En dit is nie net vir seuns nie, is vir dogters ook. Maar 'n paas op aarde het maar ook 'n gedeeltelike insig in die geloofslewe. Soos wat hulle die lewe van geloof, die pad van geloof loop en hulle geloof uitleef, leer ken hulle meer en meer van God. Maar hulle kan ons nie leer van die nuwe lewe, van die koninkrykslewe nie. Dit kan net God doen. Dit kan net deur die Gees vir ons gegee word. So paas, vaders, julle wat vaderfigure is, stap saam met jou kind die pad van die geloof en ontdek God se wil, God se volmaakte wil, leer ken die ewige lewe en leer ken die hoop wat daar vir ons wag in die hemel by die Vader. Ons kinders is afhanklik van hulle ouers, nie net vir kos en klere nie, maar veral vir liefde en omgee, belangstelling. Ek sluit af. Daar's 'n paar dinge wat 'n pa laat uitstaan in hierdie lewe. Een van hulle is dat jy moet daar wees vir jou kinders. Jy moet daar wees vir jou kinders.
Nie net die dag wat hulle gebore word nie, maar ook die dag wat jy jou kop neerlê in hierdie wêreld. Tot op daardie dag moet jy daar wees vir jou kinders. En jy moet vir hulle bid. Jy moet vir hulle bid. Sodat hulle God sal leer ken, sodat hulle sal volhard in hulle geloof. 'n Pa wat werklik ware pa is, soos wat die Vader vir ons die voorbeeld stel, sien sy kinders raak. Hy ken sy kinders. Hy ken sy kinders se vrese, hy ken sy kinders se foute, hy ken sy kinders se sterkpunte. En 'n pa wat werklik soos God na sy kinders kyk, gun vir sy kinders vrede. Vrede. Hy maak ook vrede met wie hulle is. Kinders het die vermoë om ouers te ontstel. Maar 'n ouer wat werklik sy kind liefhet, sal ook weet dat daar soms tye is wat jou kind iets gaan doen wat jou ontstel, wat jou seer maak. Maar dit verander niks aan jou liefde vir daardie kind nie. In die laaste plek, 'n pa wat soos die Vader in die hemel is iemand wat in wie 'n mens, vir al jou kinders, vir God kan sien. Sê vir jou kinders hoe lief jy vir hulle is. Sê vir jou kinders hoe trots jy op hulle is. Al is hulle nie in jou kop 'n volmaakte kind nie, al het hulle 'n klomp dinge anders gedoen as wat jy dit sou wou gehad het, wees lief vir hulle, wees trots op hulle, want God het jou in hulle lewe gegee. Die hardste ding wat 'n vader moet hoor, is dat jou voorbeeld en jou liefde wat jy uitleef en die genade wat jy teenoor jou kind uitleef, word op die ou end 'n verwysingspunt in daai kind se geloofslewe van wie God die Vader is. Dis nie lekker om dit te hoor nie. Maar wees so 'n vader, so 'n pa, dat kinders vir God in jou kan sien. Dat kinders in jou optrede iets van God se liefde en genade kan ervaar. Beteken dit dat daar nie ook soms vermaning is nie? Nee. Maar 'n vader wat sy kind liefhet, sal nie sy kind net laat begaan op 'n verkeerde pad loop nie. Hy sal daai kind vermaan. Hy sal daai kind aanspreek in liefde om hulle terug te bring by die volmaakte wil van God. Mag die Here vir almal van julle wat paas is, wat dalk 'n plaasvervanger pa is, of wat 'n vaderfiguur is in iemand se lewe, mag hy vir jou die wysheid gee om altyd so te leef dat hulle vir God in jou kan sien. Amen. Here, ons weet daar is soveel kere wat ons as mense, hulle wat die naaste aan ons is, faal. Dat ons nie altyd die liefde wat U vir ons het, prakties uitleef teenoor ons gesinne nie. Ons dinge sê, ons dinge doen wat ons ouers seer maak. Dankie dat hulle ons nog steeds liefhet. En dat hulle op daardie wyse vir ons wys hoe onvoorwaardelik U liefde vir ons is. Dankie vir ouers, Here, wat hulle kinders groot maak om U wil te ken. Wat vir hulle kinders die voorbeeld stel van hoe dit lyk en hoe dit is om te volhard in die geloof. Wat die geloofspad saam met hulle kinders loop en U saam met hulle kinders dien. Ons bid, Here, vir baie gesinne in ons land, waar daar nie meer vaders is nie, omdat die vader uit die huis verwyder is weens misdaad of geweld. Ons bid vir gesinne, Here, waar daar 'n pa is wat nie 'n voorbeeld van liefde stel nie,
wat nie werklik omgee vir sy mense nie, wat nie vir sy gesin sorg nie. Ons vra Vader dat U deur die Gees wysheid en insig in hulle lewens sal bring en vir hulle by 'n punt sal bring waar hulle U ten volle vertrou om in gehoorsaamheid te doen wat U aan 'n pa en aan 'n vader die opdrag gegee het om te doen. Laat vaders, Here, die geestelike leiers van hulle gesinne wees. Maak hulle, Here, U instrumente om hulle kinders, hulle familie, hulle gesin, hulle vriende nader aan U te bring. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam vra ons dit. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met julle dankoffers. Kom ons sluit af met lied 274, lied 274, al twee die versies. Leer my soos Henog met U wandel, en deur geloof U te behaag. Leer my om tot U eer te handel, totdat die nuwe môre daag.
Vadersdag is 'n wonderlike dag van feesviering. Maar op hierdie dag kan ons ook terugdink aan mense wat in die verlede in ons lewe wonderlike invloed gehad het. En dankie ook vir al die mammas wat, as pappa nie altyd daar was nie, in julle gesinne voorgevat het. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die wete hy is by julle, hy is saam met julle en hy gaan julle in hierdie pad wat julle loop nie een oomblik alleen los nie. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle vrede gee. Amen.